Ja, amen. Of jy nou hande klap, en of jy nou lekker liedjies sing, en of jy net juig en lys voor die Here, ons is gemaklik om vry te wees in die Here. Ek dink aan die skrif wat sê, ons het uitsinnig geraak. Amen. Nou as jy daai woordjie uitsinnig gaan naslaan, dan kom jy agter, hy sê, ons het mal geraak. Ons het lyries gegaan. Ons het alles ingesit om die Here te loof en te prys. Baie welkom aan elkeen, spesiaal by ons familie wat hier in die hoek kom stil sit, Tanya en Richard, baie welkom saam met ons. Ek weet hulle ry ver, maar ons is bly julle is vanmôre hier by ons. So, ek gaan nie vra wat hulle behoeftes nie, ek weet wat dit is, maar gaan nie vir julle sê nie. So, bid maar vir hulle, en die Here moet hulle gebede beantwoord. Kom ons dank die Here vir 'n oomblik. Ek wil vanmôre net vir 'n kort oomblik by u stil staan. Daar's soveel dinge wat ons probeer wegtrek van die Here af. Daar's soveel dinge wat ons fokus van God afvat. En ek wil vanmôre, as ek met u kan praat, 'n baie eenvoudige tema aan hierdie boodskap koppel wat sê, dit bly maar net Jesus. Amen. Daar is nie vir ons 'n ander koning of 'n ander heer of 'n ander herder om te aanbid nie. Dit bly maar net Jesus. 1 Korintiërs 3 vers 10 tot en met vers 16 wil ek vra dat jy saam met my sal lees. Dit gaan op die bord wees. Hy sê volgens die genade van God wat aan my gegee is, dis die apostel Paulus wat hier aan die woord is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie. Ek wil nie stil staan by die hout, die hooi, die stoppels en die vuur nie, ek wil ook nie vanmôre stil staan by die gedeelte wat sê dat jou liggaam is 'n tempel nie. Dis iets wat elke kind van die Here behoort te weet teen hierdie tyd. Ek wil by u stil staan by vers 11. En ek wil dit weer aanhaal wat sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Amen. Ek wil vir u sê in die tyd waarin ons is daar so baie dinge wat ons van rigting kan verander. So baie dinge wat 'n invloed kan hê, wat my in 'n oomblik kan weglok en my in 'n oomblik kan wegtrek van die volheid van die Here. As ek net vir 'n rukkie kan stil staan vanmôre, dan wil ek vir u sê, die belangrikheid is vanmôre dat God wil sy kerk se aandag daarop fokus. Daar is niks anderster as Jesus vir die kerk van die Here nie. Daar is nie 'n ander heiland nie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar is nie 'n ander boodskap as die boodskap van Jesus Christus wat gekom het, sy lewe gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar almal die ewige lewe sal beerwe. Petrus staan op 'n plek in die boek van Handelinge en hy praat met die Joodse volk. En hy sê vir hulle hierdie woorde. Hy sê hy is die steen wat deur julle die bouers verag is. Hy wat 'n hoeksteen geword het. Hy sê julle het hom verag. En vanmôre wil ek met alle erns vir die kerk van die Here sê, ons kan Jesus nie langer as tweede beste aanvaar nie.
Amen. Die kerk van die Here kan nie Jesus maar net as iemand sien wat net wanneer ons hom nodig het, gaan ons hom aanroep en ons gaan hom vasgryp. Nee, dit is immers baie duidelik reg in die woord van die Here dat hy is die redder van ons siele. Hy is die vader van ons kerk. Hy is die toekoms van ons volk. Terwyl dat Petrus met die Jode praat en hy vir hulle sê, julle verwerp hom. Toe sê hy ook vir hulle hierdie woorde, en die saligheid is in niemand anders nie. Jy sien, daar is nie 'n verlossingsplan as dit nie Jesus is nie. Daar is nie 'n saligheidsplan as dit nie Jesus is nie. Die beginsel van alles het gedraai om 'n Vader wat in die hemel gesit het om sy seun te stuur vir die kind van die Here en vir die mense. En dit is ongelukkig. Daar is net een plan en die plan is absoluut gefokus rondom Jesus Christus in u lewe. En waar staan hy vanmôre ten opsigte van alles in u lewe? Jy sien, die fokus word so maklik afgedraai. Moontlik met 'n besigheidsplan. Moontlik met 'n kan ek dit in Engels sê? 'n boyfriend of 'n girlfriend, ek weet nie wat noem hulle dit vandag nie. In ons tye was dit 'n boyfriend en 'n girlfriend. Ek weet nie wat noem hulle dit vandag, seker maar nog so, as jy my ou of as jy my, ek weet nie. Ek dink altyd as hulle so vra, as jy my ou, dan wil ek altyd vra, as jy die sous. Maar dit gaan nie by mekaar kom nie, want dit is nie. Die belangrikheid is hier vandag. In 'n oomblik word ons aandag van die fokus afgehaal. Weet jy dat die kerk is besig om sy fokus te verloor? Want jy sien, ons wil fokus om, en ek gaan dit met groot respek sê, en ek gaan dit nou vanmôre weer sê, soos ek op die vorige geleentheid sê, hierdie is nie 'n boodskap vir 'n sensitiewe luisteraar nie. So as jy wil nou oor pleisies insit, sit dit in. Die kerk van Christus veragter, die kerk van Christus is besig om aan die slaap te raak. Amen. Amen. Pastoor, wie gee jou die reg om dit te sê? Jesus bid in die tyd van Getsemane, die laasweek en Sondag aand, terwyl ons hierdie diens is, en ek gewaar saam van die Here in dit oomblik, terwyl ek 'n skrif lees, kom Jesus daar by Petrus, en hy sê vir Petrus hierdie woorde, slaap jy nog? En in 'n oomblik besef ek, Petrus is die man op wie God gefokus het om sy kerk te bou. Petrus was die man vir wie die Here gesê het, op jou sal ek my kerk bou, maar tog kom die Here op 'n baie kritiese tyd, kom Jesus by hom en hy sê vir hom, Petrus, slaap jy nog? En weet jy, toe ek dit lees, en toe ek dit Sondag aand hier lees, in 'n oomblik toe word ek met 'n skok wakker, en ek wil vir u sê, ek weet nie, ek kan nie namens die Here praat, en namens hom dit sê vanmôre nie, ek is maar net 'n werktuig in sy hande, maar ek wil vir u sê, toe dit sê, toe gewaar ek, daar is 'n waarskuwing in opgeteken, is dat die fokus in die kerk het so klein bietjie verander na alles wat ons aanbied, hoe ons dit aanbied en hoe ons dit gaan uitgee na buitekant toe. Die fokus van die kerke, met alle respek gesê, het gefokus geraak op hoe mooi die sitplekke lyk en hoe wonderlik die bestuurs en die finansiële kas van die kerke lyk, terwyl dat die fokus van God se kerk is nie gefokus ooit op 'n posisie, ooit op 'n staanplek in die son nie. Die kerk van God moet gefokus wees op Jesus en Jesus alleen. Yes. Dit gaan nie oor wie die prediker is nie. En ek sê dit met groot respek vir hom. Dit gaan nie oor wie die moderator van ons kerk is nie. Dit gaan oor Jesus. Kan ek jou iets vertel? Daai kar wat jy so baie voorbetaal en jy so heilig op is, dit gaan nie oor daai kar nie, hoor. Dit gaan oor Jesus. Kan ek jou iets vertel? Luister, die gesegde in die moderne tyd is happy wife, happy life. Die fokus is verkeerd. Want Romeine sê, hulle wat Christus in vrede, geregtigheid en blydskap dien, is God welgevallig en sal by die mens geag word. So happy God, happy wife.
Happy God, happy life. Amen. Die vraag vanmôre is ons fokus vandag op die regte plekke as hy die enigste saligheidsplan is. Waarom is ons vandag gefokus om planne te maak om die kerk vol te maak? Ek gaan dit vanmôre sê met die grootste liefde. Ek is baie lief vir die almal wat hier sit. Met alle respek. Die kerk van God moet weer wakker skrik. Dankie, En Here. ons moet begin om die Here te soek op elke moontlike geleentheid wat ons kry om die Here te soek. Amen. Ek gaan dit met respek vir jou sê, stel hy vervlakste TV op 'n Sondagmiddag af. Soek die huis van die Here, soek God en kom weer terug in die huis van die Here. Amen. Punt. Amen. Yes. Dis dood. Dis doodstil hier van God. Jy sien, ek was 'n jong seun, toe kan ek onthou. Petrolpomp het gesluit op Vrydag aand. En hulle het eers Maandagmorgens oopgemaak. So die ons net genoeg tyd het om erg toe te gaan. Borrelstore, Vrydagmiddag 1:00, pop, gesluit. Dankie, Here. Daar's nie oop nie. Sigarette, gaan jou shop, was nie verkoop oor naweke nie. Maar wat was die Grieks term was? Dis waar. Televisie was van 6:00 aand tot 8:00 aand. Dis waar. Die word van 6 tot 12 en vandag is dit regdeur. Vandag is daar ver meer as net televisie, ek maak sommer nog altyd hierso. Daar's baie meer wat ons besig hou. Ek wil jouself die vraag afvra. Vra jy jouself hierdie vraag af vandag? Het jy werklik 'n verskoning om so lyk te wees? Jy het nie gekom kerk toe om vanmôre na dit te luister nie. Ek voel so jammer vir jou. Amen. Ek wil dit ook nie sê nie, maar ek is in opdrag. Want jy sien, die kerk het 'n rol om te vervul in die nabye toekoms. En daai rol gaan nie net Sondagmôre kan plaasvind nie. Daai rol gaan nie net Vrydag aand by die jeug plaasvind nie. Of Woensdag aand by die sotgroep, of by die biduur, of by dit nie. Daai rol gaan ook moet wees. Kan u onthou, ek weet nie wie van u, waar hier sit die mense wat TV kyk, hier so films kyk nie. Maar vroeër jare, weet nie of dit nog so is nie, is dat die kerke was dag en nag oop. Dag en nag oop. So as iemand sou wil inkom en hy wil kom bid, dan kon hy kom bid in die kerk. Vandag maak ons dit toe, want ons bang die ouens kom in en steel eigenlijk. Dis 'n feit. En toe sê ons die akkers gaan het verander, ons gaan dit net sekere tye maak. Ek roep, verdra my, ek is op pad met die iewers heen. Ek roep die dae toe ons tot bekering kom en ons kom in die huis van die Here toe, hoor ons hoe dat lede in Christus kerk gehou het en dat hulle mekaar met tee bedien het. So lank was die dienste. Verstaan, jy het so pas 15 minute gemors, want jy weet oor 15 minute moet by die huis wees as 'n skaalboot in die oond. Skus dat ek dit sê, is hy nog die boodskap van saligheid. Sien die mens daar buite nog, dat God is die plan van saligheid in u en my lewe. Ek word ouer, ek word krampie, maar ek wil nie vanmôre 'n krampie preek vir jou gee, dis nie my beplanning nie. My beplanning vanmôre is God se beplanning en die Here sê vir sy kerke, bly net waar dit noodsaaklik is. Bly by Jesus. Laat die kerk van die Here begin funksioneer soos die eerste kerk van God gefunksioneer het. As jy wil daarna luister, ek gaan dit gou-gou vir jou lees. Dit staan in die woord van die Here en ek wil dit graag net vir jou lees hoe dit gewerk het. As jy daarna gaan kyk in die woord van die Here sê, die eerste bekeerdes, die eerste kerk wat daar ooit geplant was. Hy sê, en Petrus het vir hulle gesê, bekeer julle en laat julle gedoop. Ek wil nie vandag sê, jy moet vandag baie mooi praat as jy vir ou wil sê, bekeer jou.
Hulle ruk hulle op, hulle pomp hulle kyk op, hulle hop weg so springballetjies, bom, 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 bom. Wat hulle doen is hulle spring net by die volk in die kerk in, totdat hulle gelukkigheid vind. Vanmôre wil ek vir u sê, ek jaag niemand die weg nie, ek by die Here, jy bly almal maar hierdie boodskap. Dis my gedagte, dis die Here se geheim, want jy sien ons moet bewus word, daar's 'n saligheidsplan en ons kan by daardie plan van God nie verby beweeg nie. Die eerste kerk het gesê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar kortom, kom by 'n Pinksterbid en dan vra jy vrou of hy sê hart ek wil net wat is dit pastoor? Maar ons mense smag na die dooping met die Heilige Gees met onrein harte. Nee pastoor, ek dit nie van jou verwag nie. Hy sê maar die belofte kom julle toe, julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besmeer en vermaan en gesê laat julle red uit die verkeerde geslag. Dis die kerk waarop ons kerk gefondamenteer is. Dis die kerk wat gesê het jy moet jou hart skoonmaak. Dis die kerk wat gesê het jy moet klaar met hierdie verkeerde dinge, jy moet wegkom by sonde. Hou op om Vrydag aand in die kroeg te lê en dan Sondagmôre in die kerk te bekom sit. Weet jy, ek wil vandag sê met die grootste respek, ek het 'n gemeentes belewe waar manne Saterdag aand 'n hele bottel whisky gedel het en Sondagmôre dan staan hulle agter die tafel van die Here en dan wil hulle nagmaal bedien. En as jy daaroor praat, is dit 'n probleem. Ek wil vir jou vandag iets vertel. Die woord sê, die eerste kerk het by dit stil gestaan. Hy sê, en toe die wat sy woord met blydskap aangeneem het, hoor nou mooi, is hier lekker dit. Hy sê, jy moet 'n boodskap soos vanmôre met blydskap aanneem. Kyk gou na die een daar langs jou en smile van sê, dis hierdie is 'n lekker een, hoor. Hy's 'n bietjie reguit, maar hy's lekker. Weet jy wat maak gesond? Slegte medisyne. Vra vir die klein kinders. Slegte medisyne maak gesond. Weet jy wat maak 'n wond gesond? Die woord van die Here sê 'n bloedige wond suiwer die kwaad. As jy 'n wond het, die ou mense, wie van die kan onthou van pitsmere? Dit was die mislikste ding, ek weet nie wat dit vanoggend daar is nie, boils, Engels praat hulle van boils. Hoe so duidelik kom sit jy op 'n joint, dat jy nadat nie meer weet wat om met hierdie arm te maak nie. En dan kom die ou mense met hulle warm bottels en hulle goed in dit in, dan wil hulle daai uitsuig. Ons het eendag gesê, my ma het eendag gesê, hulle het hierdie woorde gesê, laat hy red word. Want hy het nie vermoë om homself te pop. Daar sien dan. Maar dan was hulle gesegde dit, laat hom bloei. Want dan bloei hy die kwaadheid. En soms moet ons maar so bietjie gewond word. Soms moet ons maar daai ou rowe van die verlede so afkrap. En dit wat my herinner aan wat was, moet ek afkrap, ek moet dit afhaal en ek moet daai wond 'n bietjie bloei sodat ek gesond kan word. Die belangrikheid in God se woord is vanmôre, die kerk van die Here is nie gefondamenteer gewees op soetsappige en wonderpraatjies nie. Dit was nie gefondamenteer op die rykdomme wat in die kaste en in die finansiële kaste van die gemeente gelê nie. Dit was gefondamenteer op die beginsels van Jesus Christus. Amen. En kan ek jou iets sê? Jy kan gaan leer dat die woord sê daardie dag het omtrent 3000 siele tot bekering gekom. Amen. As jy jou skok vanaand, weet jy wat? Dat hierdie kerk nie eens meer 'n evangeliediens nie. Want die gemeentelede glo nie meer daarin nie. Hallo. Moenie nou wegkyk. Moenie nou wegkyk. Die waarheid is, sondaars, weet jy wanneer soek 'n sondaar 'n kerk? Nie op 'n Sondagmôre nie, weet jy hoekom nie? Want hy's babbelaars. Maar as hy Sondagmôre wakker geword het, en hy sy hart moes eers vir die vrouebos blomme gaan koop en hy moes almal gelukkig gou weer kwaad gemaak in die vorige aand. Dan sit hy besin oor sy sonde. En dan as hy stil raak,
dan begin daar die binnekant hom, begin daar ietsie praat met hom. En hy sê vir hom, jy weet wat jy nodig het. Jy weet jy het God nodig. Jy weet jy moet klaarmaak met hierdie verkeerde dinge waarmee jy besig is. Ek wil jou net iets verduidelik van hoe dit werk en hoe die Here met 'n Sondag ook werk, want ek was daar. Ek het baie Sondagmorgens met 'n dik kop en 'n dom lyf wakker geword. En Saterdag aand was ek baie slim. En dan was ek die sterkste, die gespieldste, die mooiste, die oulikste. En Sondagmorgen was ek sommer net dom en ongeskik geweest. En jammer oor alles wat ek gedoen het die vorige aand. Jy sien, dan is dit moeilik om vir die vrou te sê, mamma, ag, vergewe my, maar kom ons gaan kerk toe vanmôre. Want jy sien, mamma gaan vir jou sê, vlieg in jou pietjie. Jy het gisterand gelê en syp, tot jy gaan lê het, en nou wil jy ons na kerk toe gaan. Ja, dis waar. En nou gaan ek jou sjok. Die tyd wat die Here met daai Sondags kom en in sy hart en sy gees praat, is die wêreld verskool dat ons het nie meer aanddienste nie. Nou hierdie pastoor net sy kerk op 'n Sondag aand vol hê, nee. Die Here wil Sondags na sy huis toe bring. Maar die wêreld het ons geskool, die nuwe kondisie in die kerk is, Sondagaande moet die kerk gesluit wees. Pastoor, ons werk hard in die week, ons rus bietjie Sondag. Ag, ek wonder net wat sal gebeur, as Jesus net eendag vir jou sê, man, ek werk al 40 jaar in jou lewe, ek is nou so bietjie moeg, ek gaan net bietjie rus. Ek wonder maar net. Die ware feit is, mama's werk vandag. En wasgoed moet gewas word. En die skorrelgoed wat almal daar neergooi, moet gewas word. Nou wil ek sê, papa moenie sê dat jy gaan koop vir mamma 'n skorrelgoed was. Just help. My vrou sal so bid, sy sê die ene, die gaan sy om leedbedel of steel. En sy sal so bid sy een het. Ja, amen. Pastoor, wat wil jy sê? Ons het nie 'n ander saligheidsplan. En die eerste kerk sê, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breeking van die brood en in die gebede. Hulle het volhard. Dit was altyd daar. Dit was altyd daar. Weet jy dat die krag van 'n kerk lê by sy bidders. Die krag van 'n kerk lê by 'n gemeente wat kan bid. En daarom is dit vir my belangrik en ek motiveer dit in al die songgroepe. En ek gaan dit sê met die grootste respek, as ek in 'n songgroep kom waar daar nie gebid word nie, ek beloof jou, gaan ek die hele groep deurbid. Want die belangrikheid is, daar moet gebid word. Hy sê, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. Jy sien, wanneer daar gebid word, wanneer daar eenheid kom, dan begin wonders en tekens begin plaasvind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Ek wil nie stil staan by daai, want jy gaan sê, ek sal nooit my kar vir 'n ander gee nie, en ek wil nie my kar vir 'n ander. Dis nie wat nie werklik gaan beseel. Dit was hoe hulle geleef het in daardie jare. Maar hoor goed mooi. In vers 46 op Handelinge 2 sê die woorde, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard, luister mooi, eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap van hart geniet. Dis die kerk wat Christus vir ons nagelaat het. Ek besef, ek gaan nou iewers met afsluit. Maar die waarheid is vanmôre, is daar 'n ander plan om die wêreld te wys dat Christus lewe, as om die kerk van God wat in die saligheidsplan glo, weer sterk te maak, weer gesond te maak, ophou met al hierdie dingetjies en daardie dingetjies. Ons het in hierdie week die voorreg gehad, soos baie kere wat ek het, om 'n keer Komestees te sit waar daar
jong pare aansoek doen vir die bediening, Pastor Christo. Dis een plekkie waar ons daai wysheid so bietjie kan deel. En ek sit daar met 'n jong man en ek met iemand wat hulle weet wat dit is. Hulle versorg vir hulle self, hulle het goeie geld, alles. En ek sê vir hom, jy kom in 'n gemeente. Jy nooi mense en hulle praat vir jou oor tiende en hulle gesels oor geld en al die goede dit, maar nog vind jy daar's nie finansiële groei in jou kerk nie. Ek wil vandag vir die kerk van die Here sê, hier sit my vrou, sy's my getuie so waar soos wat ek vandag hier sit. Vandat ons 26 jaar terug in die bediening getree, dink ek het ek 2 keer in my lewe oor finansies in 'n gemeente gepraat. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want jy sien as mense by die Here uitkom en hulle harte by die Here uitkom, dan verander die hande en die hande maak oop en hulle begin gee in God se werke. Ek wil vandag vir u sê, die genade van die Here, ekskuus dat ek dit sê, kan ek vandag my skoene oplig en sê, kyk daaronder, daar's nie 'n gaatjie in my sool nie. Ek breek nie oor ek soek nie nuwe skoene nie. Ek soek die Here. Want as ek die Here soek, het ek 'n paar skoene in my kasse. As ek die Here soek, het ek brandstof in my tank. As ek die Here soek en alles wat ek het, is daar geluk in my huwelik. As ek die Here die deel van my volle bestaan maak en ek begin om die afgewaterde lewenswyse wat ek het te verander. Ek keer terug na die volkome saligheidsplan van God en daarby wil ek vir u iets sê. Maar pastoor, ons kom op 'n Sondag aand by die kerk en dan preek jy, dan voel ons soos helverdiende Sondags. Dis hoekom ons nie meer Sondag aand wil kerk toe kom nie. Jy sien, as ons nie die vrye evangelie gaan verkondig nie, kan die Here Sondags nie stuur nie. Amen. En ek wil vir julle iets sê. My vet weet. As daar ouens wat elke dag 'n bekering nodig het, is dit ek. Elke dag. Want jy sien, bekering is nie 'n eendag saak nie. Bekering is 'n lewenslange saak. Want ek kan perfek wees en ek kan die geduldigste man wees, ek kan alles en net een dag dan trigger iets my en ek verloor my hier en alles. En wat moet ek, as ek my nie gaan bekeer van daai hier nie, gaan ek nie weer my geduld regkry nie. Die eerste kerk was gebou op bekering. Ek wil vir u sê, ek sit hier in 20 dienste, waar ek hoor as ek nie my saak met God gaan regmaak nie, gaan ek die hel verdien. As wat ek in een diens sit, waar ek soetsappig gesmeer word, met 'n vispop al in my mond. En al wat ek lekker is die cherry en die bubblegum. Dit was nou 'n lekker boodskap daar, vloeibol. Sien die eerste kerk het gesê, bekeer, kom reg. Van ons ou pastoor het die vermoë gehad, ek sal dit nooit vergeet nie, Pastor Fanny Ferreira. Het gaan nie goed met ons huwelik op daai stadium in die jare terug. En ek besluit die môre, ek gaan vir my sussie kuier. Ek klim in die kar en ek los almal by die huis en ek gaan kuier vir my sussie. Tussentyd wys die Here vir my vrou presies waar ek is en sê, bel my sussie, sê nee, hy is hierso. Klikkie bek. Sy sê hierso. Maar daai môre het God in daai hoe kan ek sê, daai onbesonde besluit wat ek geneem het God sy hand ingehad. Ry daai môre, sy sê, my boetie kom kerk, maar ons gaan kerk toe. Sê nie, is reg, ek sal maar saam gaan kerk toe. Ek sit daai môre in die kerk, en die Here begin te werk. En Pastor Van Ferreira, die broers wat hom ken, die pastore wat die mense wat hom ken sal weet, hy het nie diplomatie gehad. Hy het nie daai fyn tak gehad nie. Dit was soos hy was. Beklaar. Daai môre werk die Here daar onder almal in die volgende ondertrein by. Hy sê, broers, kom op! Die Here sê, as jy nie in die rus gaan kom nie, sal sake vir jou nie verander nie. Ek ken hom nie. Die eerste man in my lewe wat ek hom gesien het, so lekker baard gedra. Ek dink as hy reg was, besoek is hy RSM in die weermaak op gewees. So hy daai autokratiese, militaristiese uitspraak gehad van, boom, you take it or you leave it. En ek toch, okay, bly maar stil, sê maar niks nie. Na die diens afgesluit en vra hulle die gemeente moet sit, en die pastoor moet, die besoekers en die pastoor kan net gaan, hulle wil net iets bespreek, hulle wil die pastoor se verjaardag bespreek.
En ons stap uit by die deur, en ons twee wat by die deur uitstap, is ek en Van Ferreira. En hy sê, my broer, gaan het goed met jou? Ek sê, ja, nee, dit gaan goed. Hy sê, so die Here lieg vir my. Ek is 'n filletjie in vergelyking met wat dit was. Maar die waarheid is vermoere. Ons moet hou dat die enigste boodskap van saligheid is die waarheid. En hoor gou mooi, Galasiërs 1 vers 6 skryf die apostel Paulus hierdie woorde. Hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word om na hom, word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Maar ek wil vir jou lees in die Amplified. En ek glo almal wat hier is, verstaan Engels baie goed. Die Amplified skryf dit soos volg. Hy sê, I'm astonished and extremely irritated that you are so quickly shifting your allegiance and deserting him who called you by the grace of Christ for a different and even contrary gospel. Hierdie is so 'n bietjie meer kras gestel. Die apostel Paulus skryf, hy sê, kortom, ons Afrikaanse Bybel vervat nie so nie, maar ek, toe ek het weer gaan lees, dink ek, hy was nogal redelik geïrriteerd met die Galasiërs, wat so rondgespring het en alles verkeerd gedoen het. Die belangrikheid is vermoere. Kerk van die Here. Ons kan nie weghardloop nie. Ons het een boodskap om te verkondig, en dis die boodskap van Jesus Christus. Daar is een kerk op wat ons gefundamenteer is. Al het ons die beste grondwet, al het ons die beste kerkregulasie, die belangrikheid is vandag, ons kan nie langer agterweë bly nie. Die sondaar het die kerk nodig, en die kerk het die sondaar nodig. Hoor mooi wat ek jou sê. Hoor mooi wat ek vir jou sê, want jy sien, ons sit by keerkomitees, jaar na jaar, en ons raak benoud hoe ons ouer pastore al hoe minder word die gesagtes van die Here, en hulle wat aansoek doen vir die bediening van die Here, word al hoe minder en al hoe minder en al hoe minder, en dan gaan 'n tyd kom, en dan is reeds al 'n tyd begin aanbreek, waar hulle in gemeente sit, dat hulle vir bestuursraad sê, hanteer die gemeente, net totdat ons vir julle 'n pastoor kan gee, praat nie van in ons geleedere nie, praat van baie ander kerke se geleedere, en dan moet hulle hand om pastore te kry, om vir die Here te gaan werke, want jy sien, ieweste, het die kind van die Here begin te dink, daar is 'n ander evangelie wat het makliker gaan maak. Ek wil vandag vir u sê, met die grootste respek en die grootste liefde, en ek like almal, en ek wil toch by jy almal kom koffie drink, ek wil jy moet by my ook kom koffie drink. Die waarheid bly die waarheid. As die eerste kerk van God gefokus was op elke dag in die huis van die Here saam te kom. Ja, maar pastoor, hulle het nie seker baie goed gehad soos ons het. Ek weet ons het baie goed. Ons het TV's, ons het tablets, ons het selfone, ons het karre, ons het mooi karre, ons het al die fancies te goed. Jy weet, ek sien ons, ek spot so, ek weet nie van my broers, jy weet dit nie. My vrou het so 'n paar goed, hulle staan daar, die kom by, ek noem hulle dit olifant, en sy sê nee, dis al gereedskap. En dit is so maklik, want jy weet, wat het iemand nou gesê? Wat sê die sê, is 'n airfryer. Hulle sê in Afrikaans sê namens die waaibraai. Ons gaan die waaibraai toets. En dan gaan ons hierdie toets, en dit het gemaklik geword. Ek wil vir u iets sê, 'n Facebook preek en 'n YouTube preek bring nie eenheid onder die kinders van die Here nie. Daar's 'n goeie boodskap daarin opgeteken, maak geen fout nie hoor. Daar's kosbaarhede wat uitgaan. Weet jy, wanneer word die kerk van God sterk, is wanneer die mense van God se kerk, ek wil iets anders gepraat het vanmôre, regtig waar. Ek was voorberei op iets totaal anders. Ek praat so van die Here my lewe vanmôre. Die kern is, die kerk kan nie nou slaap nie. Die kerk en sy kinders kan nie nou slaap nie. Ons sal uit ons gemaksones moet begin uitklim. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar is een evangelie. Daar is nie 'n ander riglyn vir die kerk nie. Daar is een riglyn vir die kerke en dis woordgedrewe. En ek wil vanmôre vir u een en vir u elkeen sê, daar's baie skrifte wat ek vir jou kan aanhaal oor baie dinge. Die belangrikheid is my fokus. Jesus.
Die winter is om aan te kom agter, die somer is besig om so, die winter is om aan te, die somer is besig om so stadig, maar seker in te sluit, Nou toe ek aan buite staan, toe sê ek vir Maarten, dit lyk of het somer word, toe sê ek, Maarten span net so breed. Hy kan nie wag vir die somer om te kom nie. Hy wil nie van kom kry nie. Ek wil vir die iets sê. Jare terug, toe stap 'n godsvrou in my huis in. Sy bring my en my vrou, my kinders van die kerk af. En ek, papa, het die keuse gemaak, ek gaan die kerk toe, ek bly by die huis. My kaselaker het gepraat. Dit was goue brood. Dit was my manier om my naweek om te kuier. Maar daardie môre toe stap ek tannie in, glo nie sy lief nie. Met die naam van tannie Pietrieks. Skrale tannietjie. Met sulke rooierige hare. En hulle was gedaai. Net versien word. Terwyl sy instap, toe sak sy op haar knieë voor my neer. Sy sê vir my, Gert, die koeltjie lê buite die vuur. Hy gaan koud word. Hy gaan uitbrand. Die koeltjie moet terugkom in die vuur, sodat hy deel kan word aan die proses van heerlikheid. Vol bravade sê tannie verstaan die omstandighede waar ons is nie. Sy sê ek weet ek verstaan nie. Sy sê maar ek is net die boodskap dra. Die koeltjie moet terugkom in die vuur. Amen. Sê vanmôre vir die kerk van die Here. Praat vanmôre met kinders van die Here. Tyd dat ons nie meer God se huis en sy samesyn sal verruil vir ons besige programme nie. Amen. Sê dit met die grootste respek vanmôre. Glo vir my, dan was ook al Sondag en sê vir my vrou, as ons maar net vanaand kon afgehaal het. Maar ek wil vir die een ding sê, as ons hier instap en jy begin kerk hou en jy begin die samesyn van die Here te voel, dan voel ek is bly dat jy by die huis gebly nie. Ek wil hier wees. Ek wil dit geniet wat die Here vir my gegee het. Ek wil in samesyn met die kinders van die Here staan, sodat ons die pad vir die Here kan maak. Weet jy dat net in die omgewing ons sit. Ek en my vrou ry die ander dag deur Newlands toe. Ek was daar by Broek Rykele gewees en ek kom terug, ek sê van kyk waar begin die Rodepoort. En dan ry jy om hier deur, jy ry om verby. Dan sien jy waar eindig hy daai kant. Ons sit met mense reg oor die sentrarand wat hulle dit noem deesdae, maar die Wesland was die sentrarand. Kruisdorp, Middelburg, ons sit regom, sit tot met mense in pad. En in al die gebiede waar ons staan, daar vanmôre sondaars, wat nie weet wat môre vir hom inhou nie. En hy gaan moontlik dalk net vanaand gry om 'n kerk te soek. Nou gaan ek jou iets sê wat jou dalk gaan skok. Ek het nooit daarvan gehad om in 'n kerk te stap waar daar net 10 mense sit nie. Want dan voel ek, almal kyk vir my. So dan vermy ek het. Miskien as die groep groot is, dan kan ek vinnig wegkruip. Dan sit ek daar in 'n hoekie. En ek wil jou iets vertel. Jy sien as ek in instap en daar sit 10 of 20, ons is meer op 'n Sondag aand. Maar as sit 10 of 20 in die kerk. En hier stap 'n ou in wat voel ek het 'n behoefte. Niemand ken hom nie. Almal se oë dan sê, wie is die nuwe ou? Ander ons kyk en sê ons nie op nie ons nie oor die kerk kry. En al die ander. En hierdie ou dink weer die hulle dink ja, wat se indringer is nou weer hier. My voel onmiddellik nie tuis nie.
Dan dink ek aan die verhaaltjie van 'n man wat die Here geken het met sy hele wese, teruggeval het. En vir jare het hy 'n pad van sonde en ongeregtigheid gewandel. En een aand, toe stap hy deur die strate van 'n groot stad in Amerika. En hy roep na die Here, soekend na God. Hy sê, ek soek na dit wat in my was. Weet jy hoeveel teruggevalle mense sit vanmôre by die huis? Weet jy hoeveel teruggevalle mense sit vanmôre en wonder, moet ons nie maar vanaand net kerk toe gaan nie? Moet ons nie maar net vanaand iets doen om by die Here uit te kom nie? En weet jy wat? Die boodskap is, die kerk is toe. Daar's nie mense by daai kerk nie. Daar's 2 of 3 karretjies by die kerk. Pastoor, wat moet jy bemark jy jou sonderdaanddienste? Nee, ek vertel jy die belangrikheid van God se plan vir 'n sondaar. Maar jy sien, as daai man nie instap en hy kan wegraak, soos hierdie man geroep het na die Here, besluit hy een sondig aan. Hy stap maar weer daar in die strate van hierdie groot stad rond en hy hoor, daar in die verte is die geklank van iets wat hy ken. En hy stap nader en hy kom nader aan hierdie plek en hoe meer hy nader stap, hoe groter word die geklank in sy ore en hy kom agter, maar hierdie is goed waarmee ek groot geword het. Hierdie mense sing oor die grootheid, die goedheid en die guns van die Here. Mense soek na God en hulle soek na hom in al sy volheid en hy stap daai aand by 'n kerkgebou in wat chock-en-block sit. En hy kruip so lekker weg tussen al die mense. En die volgende oomblik begin die gees van die Here te werk. En daar val 'n tannie uit 'n bak uit en 'n ander ou spring op en hy begin hardloop en hy begin te dans en hy begin die Here te verheerlik. En ewe skielik is dit soos 'n groot konsternasie wat hy plek staan. Hy sê toe hom weer kry, staan daar 'n mannetjie voor hom. Hy sê helfte kleiner as hy. Hy sê daai mannetjie kyk hom so in die oë. En hy sê hy weet nie waar hy vandaan gekom het en hy weet nie wie hy was nie. Hy sê maar hy draai net om, hy sê jy onthou hierdie dinge. Jy is soekende. Hy sê jy het geroep na God en gesê Here vergeet my nie. Hy sê ek is hier vanaand, ek is in jou midde en in te midde van 'n groot skare kom God en hy werk met 'n sondaar en daai sondaar kom tot bekering en die Here red sy siel. Maar ek wil vir u sê, as 'n man instap op 'n Sondag aand, hy moet alleen daar agter die banke van die kerk gaan sit, niemand om hom te ontvang nie, want jy weet Sondag het ons alles ingesit, Sondagmôre, ons harte is oop. Die kerk van God sal moet terugkeer na die ware saligheidsplan en ons sal moet begin gasvry raak teenoor ons gemeenskap. En 'n kerk is die huis van die Here en as die huis van die Here oop is, stuur God die sondaars in die huis van die Here. Hier is nie om vir jou te sê ek soek jou elke Sondag aand in die kerk nie, maar om vir jou te sê wat is die belangrikheid dat ons as kinders van die Here moet begin saam staan. Ek sluit af met hierdie geskeelde van die orkes om voor te kom. 2 Timoteus 2 vers 19. Hy sê ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Hy sê die Here ken die wat syne is. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Vanmôre was dalk vir jou 'n vermoeiende, vervelige boodskap. Dit het nooit gegaan oor my nie. Gaan vanmôre oor dat God sy kerk op 'n plekkie soek, waar ons 'n rol moet vertolk vir die wêreld daar buite. Ons kan vanmôre omdraai en sê, maar die tyd vir dit is verby. Die tyd vir dit is verby. Ek wil vir u sê, die God wat hierdie kerk geplant het, wat ons hierdie woord agtergelaat het, is en bly dieselfde God tot in ewigheid. En ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê, nie verander word, kyk nou net mooi vir my. Kyk mooi vir my, ek wil vir jou sê, dis tyd dat die kerk
uit die slaap sal ontwaak. Dis tyd, binnekort gaan ons dit begin, en ons gaan 'n veldtog loods hier in ons nabye omgewing, en ons gaan op 'n Saterdagmôre by mekaar kom, en ons gaan die wêreld daar buite begin bewus maak, dat daar 'n kerk op 'n Sondag aand, wat bereidwillig is, om sy deure oop te stel, vir hulle wat geestelik honger, vir hulle wat geestelik dors het, en ons gaan dit doen as 'n gemeente. Luister, dit gaan, ek wil sommer by voorbaat sê, dit gaan nie 'n evangelisasie aangeleentheid alleen wees, dit gaan 'n jeug, dit gaan 'n sonnaarskool, dit gaan 'n bestuursraad, dit gaan 'n alle rade veldtog wees. Sal die leiers amen sê asseblief? Kan ek dit weer, kan al die leiers sê amen? Kan julle raad sê? Amen. Kan die gemeente amen sê? Amen. Dis die belangrikheid. Ons het om te gee. Kom ons kom by mekaar, sodat God ons kan help om weer te gee. Ag, dis 'n bietjie van 'n ander boodskap vanmôre. Dis een van daai wat hy soos Vrydag rugby. Hy kom nie van onder af. Hy slat jou nie deur die bene. Maar ek bid die Here dat hy in jou siel gaan werk. Amen. Sien, ons kan 1000 programme saamstel. Ons kan elke tweede Sondag 'n ander ou kry om te kom preek. Ons kan elke tweede Sondag 'n ander sanger kry om te kom sing. En ons kan elke derde week 'n vrouediens en 'n mannediens en 'n jeugdiens. Ons kan dit alles doen. Luister mooi, as die fokus nie reg draai nie, is die saligheidsplan nie effektief. Die saligheidsplan moet effektief bly. Kom ons staan op ons kerk van die Here. Kom ons sing 'n liedjie saam tot eer van sy groot naam.